Goeiemôre vriende, dit is vandag Woensdag 19 Maart 2025. Ons raak net so 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. Here, stiltes bly vir ons in die tyd waarin ons leef ongemaklik, omdat ons so gejaag is. Ons is so blootgestel die heeltyd aan media, ons is so blootgestel aan ons rekenaars, aan ons selfoonskerms, aan ons televisies. Here, dat daar bitter min tyd is vir stilte. Ons het kinders, ons kinders is baie keer klein, ons hardloop so rond dat ons kry nouliks kans vir onsself vir stilte. Dankie dat U dit ook verstaan. Maar Here, gee dit ons 'n bietjie, ons skouers sal ontspan en 'n rukkie stil raak by U, al is dit miskien vir 2 of 3 minute net. Net in stilte by U sit en sê, Here, praat U met ons. Here, en selfs, ons kan nie veel langer in stilte sit nie, want dan begin ons gedagtes dwaal, en as ons nou by ons werk en daar waar ons ry, of daar waar ons ontspan het, en dan is die stilte ook iets van die verlede. Vader, ons wil stil raak vanmôre voor U. In stilte wil ons graag U stem hoor vanoggend. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, dat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ek gaan by die ene gedeelte stil staan en die ander ene maar net weer vir 'n interessantheid vir julle sê, want 'n mens kan daaroor kan ons in ons land natuurlik geweldig baie sê. Vers 8. Kom ons begin by vers 7. Verstandige woorde soek jy nie by 'n dwaas nie. Dit is al waar, né? Voel vir my so baie dwaasheid in hierdie tyd dat die gaan. Nog minder leuns by 'n man van aansien. Dit maak net nie sin nie. Hoekom sal 'n ou wat nou al sy merk gemaak het dan 'n lieg? Praat die waarheid. Sê dit is dit, ek het droog gemaak daar en ek is jammer. En dan gaan jy aan, né? Moenie begin verskoning soek en jok nie. Vir wie dit gee het omkoopgeskenke towerkrag. Vir hom moet dit sukses verseker waar hy ook al gaan. Daai tyd was al bribes, né? So praat. So net so interessant uit hierdie twee. Dat ek 'n bietjie by julle wil stil staan is vers 9. Wie 'n verkeerde optrede teenoor homself verontagsaam, soek goeie verhoudinge. Wie 'n saak bly ophaal, bring verwydering tussen vriende. Nou vriende, ek dink dit het alles te doen met emosionele volwassenheid, né? En ons het op hierdie stadium 'n rykheid in die wêreld, vriende, van mense wat sy emosionele intelligensie nie eens ongelukkig nie eens 0 haal nie. Die sleg is wat ons baie keer vir mekaar sê, vriende, jy kan 'n aap, kan jy 'n skiel leer, maar jy kan hom nie leer om 'n mens te wees nie. Hoekom ek dit altyd sê is, vriende, baie mense kan skiel sê, maar hulle het nie emosionele intelligensie nie, hulle het nie die aanvoeling hoe om met mense om te gaan nie, hulle is arrogant, hulle is so selfverseker van hulle self, liewe vriende, hulle self verhef bo ander mense. Dis die mense wat emosioneel onintelligent is, en dit is eintlik jou grootste as jy onintelligent is, vriende, dan jy kan maar hoe hoog slim wees, dan is jy maar baie dom. Ongelukkig loop hier 'n baie klomp mense met 'n hoë IQ, maar wat dom is in hierdie wêreld rond. Wie 'n verkeerde optrede teenoor homself verontagsaam, soek goeie verhoudinge, né? So wanneer iemand vir jou iets sê en hy kom jou te na, dan het ek en jy een van twee opsies. Of ons kan daarop reageer, en ons wil altyd graag daarop reageer. Ek vang myself ook baie keer daarop dat 'n mens daarop wil reageer, maar die wyse ding is om nie daarop te reageer nie.
As iemand vir jou verkeerd opgevryf het, 'n verkeerde ding vir jou gesê het, jou self beledig het, dan kom ons nou maar weer terug na Jesus toe, want Jesus sê vir ons, weet jy, dan moet jy die ander wang draai. Dan moet jy moet nie net 1 myl saam met daai loop maar sommer 'n tweede myl ook saam met hom. As hy jou beledig, moenie terug beledig nie. Moenie wraak neem op jou vyand en kom sê Paulus vir ons Romeine 12. Nee, sê hy, laat dit soos gloeiende kole op sy hoof ophoop. Die Here neem wraak, sê hy. Wie 'n verkeerde optrede teenoor homself of haarself verontagsaam, soek goeie verhoudinge. En vriende, partykeer, ek het myself ook al daarmee gevang, dat jy kom van onder die lyn af, en jy het nou al jou sleg gegaan, jy is nou al nie nou lekker by nie, nou loop jy daar in 'n geselskap, en iemand sê iets, en jy interpreteer dit sommer, miskien is 'n aanval op jou, en dan skiet jy sommer uit die heup uit. Nou, dis net nie aan nie. En ons moet dit ook vir mekaar sê, ons moet mekaar help daarmee, en ons moet so 'n bietjie dink oor die goed, vriende, wanneer ek en jy ook by mense kom, want dit is so, ek het in myself al baie keer gevang, dat ek kan nie binne in my baie kwaad raak, en met my persoonlikheid is dit, ek kan so 'n bietjie kwaad raak, maar dan moet ek dit gaan uitsorteer met iemand, ek kan nie dit los nie, goed of sleg, nee. Nie om op mekaar te gaan skree nie om lelik te wees met mekaar nie, maar om dit uit te sorteer, en ek dink, wie 'n verkeerde optrede teenoor homself of haarself verontagsaam het goeie verhoudinge. Dit kan net die Heilige Gees kan dit in jou doen. Dit is die vrug van die Gees, wat is selfbeheersing. Né? Dis selfbeheersing. Dis deel van die vrug van die Gees. Dis geduld. Dit is nederigheid. Om 'n verkeerde optrede teen jouself te verontagsaam en eintlik die ander ou die benefit of the doubt gegee. Dit is die vrug van die Gees. Dis geduld. Dit is goedhartigheid om uit 'n hart van goedheid uit nie te reageer daarop nie. Ja, dis om vrede te soek. Dis alles deel van die Gees, né? Dis om liefde eintlik te soek, né? Om die liefde eerste te stel. Goddelike liefde, né? Eerste te stel. Wie 'n verkeerde optrede teenoor hom of haarself verontagsaam, soek goeie verhouding. En ek dink hierdie versie daag ons uit om te sê, maar weet jy, as iemand iets verkeerd teenoor jou sê, moenie daarop reageer nie. Of as jy daarop reageer, sê hoorie man, ek probeer gou verstaan wat jy vir my sê, ek hoor nou dat jy vir my gesê het dit en dit en dit en dit. Het ek jou reg verstaan? Nou kom ons sê die persoon sê, ja nie, jy het my reg verstaan. Dan kan jy vir hom of haar sê, ek hoor heeltemal wat jy sê, en dis iets waaraan ek definitief 'n bietjie gaan oordink. En ek dink, daarmee kan jy ver kom as jy dit so sinsnede gebruik. Die dilemma is net altyd, wanneer ek en jy in die hitte van die oomblik is, dan vergeet ons die goed, né? So ons moet dit maar so 'n bietjie inoefen, nou praat ek maar met myself ook, by die huis, dat ons dit maar so 'n bietjie moet inoefen, op daai moment, wanneer iemand jou aanvat. En dan sê hy net, wie 'n saak bly ophaal, bring verwydering tussen vriende, né? Dit is baie waar, vriende, as jy, so ding afgaan, ons sal afgaan, dan sê afgaan. By 5 sien vandag. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.